Dit is vir my baie groot voorreg om vanoggend my storie van hoop met julle te kom deel. En ek wil regtig vra dat julle die genade van die Here in ons lewens sal raak sien deur dit wat ek vanoggend met julle gaan deel. Ek is in April 2020 het ek 'n CT scan gehad en ek het 'n gewas van 9 by 11 by 14 cm in my buik gehad. Die dokter het vermoed dat dit kwaadaardig is. Ek het gehoop dit is nie. En hy het ook vir my gesê dat hy die gewas moet verwyder en daar is 'n moontlikheid dat ek 'n stoma sakkie sou kry. Net tydelik, maar hy kan nie bevestig voordat hy nie oopgemaak het en sien wat aangaan nie. Ek het 3 gebede vir die Here opgestuur en ek het gevra in die eerste plek dat dit nie kwaadaardig sal wees nie. In die tweede plek het ek vir die Here gevra dat die gewas maklik en geheel en al verwyder sal kan word tydens die operasie. En my derde versoek aan die Here was dat ek nie 'n stoma sakkie sou kry nie. Die Here het nie een van hierdie 3 gebede verhoor nie. Ek is gediagnoseer met 'n baie aggressiewe fase 4 kanker wat reeds versprei het na my lewer en my longe toe. Die gewas kon nie heeltemal verwyder word nie en ek het 'n stoma sakkie gekry. Ek het van die eerste oomblik af besluit dat ek en hierdie stoma sakkie onmiddellik moet vriende raak, want dit is 'n lewensredder op hierdie stadium van my lewe en ek het besluit om die sakkie 'n naam te gee en haar naam was Sunny. So ons het altyd van Sunny gepraat en op die ou einde was dit toe nou nie so sleg as wat ons almal gedink het dit gaan wees nie. Ek het vir Sunny 7 maande deel van my lewe gehad, wat nie 'n plesier was elke dag nie, maar dit was ook nie net sleg nie. Ek is einde April het ek die onkoloog gaan sien en hy het vir my 'n lang gesprek met my en my man Philip gehad en vir ons alles verduidelik van die pad wat voor lê na die beste van sy vermoë en hy het regtig vir ons die slegste prentjie geskep en hy het ook vir ons die beter en die beste prentjie geskets. En wat vir my fantasties was, aan die einde van 'n regtig lang gesprek met hom het hy vir ons gesê, just remember, your faith and your prayers come first and then the treatment. Dit was vir my die wonderlikste woorde en ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. 'n Dokter wat dit vir jou sê, kan net 'n kind van die Here wees. En so het ons die pad met chemobehandeling begin stap. Die dag toe ek my eerste chemo gekry het, toe ek my man groet in die gang, voor ek die chemokamer in is, was vir my baie sleg. My oë het geswem in trane en ek het alleen die chemokamer ingestap, want dit was COVID, hy kon nie saam met my gaan nie. Maar wat 'n verrassing. Die susters in die chemokamer is absoluut engele wat ek glo die Here met sy hand uitgekies het om daar te werk. Die suster wat my gehelp het daardie dag was absoluut so fantasties. Sy het by my kom sit en sy het my so gerus gestel en my rustig gemaak. Sy het met soveel deernis met my gepraat en alles vir my verduidelik. Sy het al my vrae geantwoord. Sy het al die neeweffekte met my bespreek, wat almal weet, die neeweffekte van chemo is baie sleg, dit kan jou baie siek maak. En onder andere het sy vir my gesê, jy gaan jou hare verloor. En as ek sê, jy gaan jou hare verloor, dan bedoel ek, jy gaan al jou hare verloor. Jou wimpers, jou wenkbraue, alles. En ek het. En dit was seker vir my een van die mees traumatische ervarings van hierdie hele pad wat ek gestap het. Want ek het my hare 3 keer in minder as 3 jaar verloor. Elke keer as my hare teruggegroei het en ek so opgewonde was oor my nuwe boshare, dan kry ek nie goeie nuus nie en dan stap ons maar weer die pad en dan verloor ek weer die hare en ek het gedink na die eerste keer, die tweede keer gaan makliker wees, maar dit is nie. Selfs die derde keer was ook vir my baie traumaties. Maar die Here was vir my goed. In al hierdie dinge
het die Here vir my absoluut sy genade oor my uitgestort. Ek het heel in die begin, toe ek hierdie pad begin stap het, besef dat hier 'n groot getuienis kom, en dat hy ook 'n groot geloofstoets vir my voorlê. Maar hoe groot hierdie geloofstoets is, het ek nie besef nie. Maar die Here se genade was groot, en hy het my geseën met vrede, en met rustigheid, en met kalmte in my gemoed. En ek het hierdie pad regtig waar met vreugde probeer stap. En ek kan net aan hom al die lof en die eer en die aanbidding bring, want hy is so groot en getrou en almagtig. Ek het einde September 2020 het ek my laaste chemo gekry na 8 behandelings. En in November is my stoma sakkie verwyder en het ek vir Sannie gegroet, wat 'n groot vreugde in my lewe was. En ek was absoluut oortuig ek is gesond, want my scan in Oktober het gewys dat daar geen tekens van kanker in my liggaam was nie. Einde Januarie 2021 het ek teruggegaan vir 'n opvolgondersoek en ek het nie goeie nuus gekry nie. Daar was nuwe merkies op my lewer en op my longe en ek moes weer van voor af met chemo begin. Dit was vir my baie, baie sleg. Maar my dokter se woorde die dag in sy spreekkamer toe hy hierdie nuus aan my moes meedeel, was dat ek moet onthou, die pad wat Elia in die woestyn gestap het, was hy nie alleen nie, die Here was daar. En dieselfde Here wat vir Elia in die woestyn gehelp het, stap hierdie pad saam met my. Dit was vir my so kosbaar. En ons het maar die paadjie weer begin stap met al die op en af daarmee saam. En toe ek op 'n 3de stadium die dokter weer vir my gesê dat daar nuwe merkies op my lewer was. Dit was 'n Vrydagmiddag en ek was nogal plat geslaan. Maar die Here het vir my rustigheid gegee en die Sondag, toe preek Dominee Nardus oor 1 Konings 19 vers 1 tot 18, die pad wat die Here met Elia stap in sy woestyntyd. En dit was my absolute bevestiging dat die Here stap steeds elke tree van hierdie pad saam met my. Dan wil ek met julle deel dat daar regtig tye in my lewe was wat ek bang was. Ek onthou een stadium wat die onkoloog vir my gesê het, hy gaan my nou op hierdie behandeling sit, maar daar is 'n moontlikheid dat ek allergiese reaksie kan toon op die behandeling. En dit was vir my ook weer 'n baie onbekende pad. En ek onthou so goed, ek het die Saterdagoggend gestaan en skorrelgoed was en ek het by die Here gehuil. En ek het kliphard met hom gepraat en ek het vir hom gesê, Here, ek is bang. Ek is bang vir wat voor lê. En die Here het vir my vrede gegee. Daar was tye wat ek so bang was en wat ek in my geestesoog letterlik gesien het, hoe dat ek soos 'n klein dogtertjie fisies op die Here se skoot klim, met my kop teen sy bors gaan lê en my hart uithou teen sy bors. En ek het gevoel dat die Here my toevou met sy arms en my koester in sy liefde. En na ruk kon ek opstaan en ek kon met vrede en met weer 'n nuwe positiewe gesindheid kon ek my pad stap. Want die Here is goed en die Here is groot en die Here los ons nie uit nie. Daar was 'n stadium vroeër in hierdie jaar, wat ek regtig op 'n baie moeilike en 'n lae pad was. En op daai stadium het oom Johan Lindekie met ons Bybelstudie oor Efesiërs gedoen en ek sal nooit vergeet nie, ons was besig met die helm van verlossing. En oom Johan se woorde aan ons was dat ons koppe vir die Here moet gee. Dat die Here ons gedagtes beheer. Want weet julle, gewoonlik as ek op haai was, dan het Satan gekom met sy streke en hy het my om elke hoek en draai aangeval. My met twyfel bestook en allerlei negatiewe gedagtes by my kom wakker maak. En dan kon ek maar net weer na die Here toe gaan en hierdie boodskap van oom Johan het vir my so baie beteken op daai stadium.
En ek het in die oggend as ek wakker word, het ek vir die Here gesê, Here, ek gee my gedagtes vir U. Wees U in beheer van my gedagtes vandag, want ek kan nie. En die Here het my so geseën. En ek kan regtig getuig, dat al was daar wat my pad regtig vir my 'n grondpad was, vol klippe en baie opdraandes, het die Here my nooit gelos nie. En ek wil ook sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om vir almal wat vir my bid, dankie te sê. Daar is wêreldwyd vir my gebid. En daar's mense wat na my kind toe gekom het en vir haar gevra het, hoe gaan dit met jou ma? Ek bid elke dag vir haar. Mense wat ek nie eens geken het nie. En dit het vir my so oneindig baie beteken. En dan wil ek ook net sommer 'n gedeeltjie met julle deel, ook weer oor die hare. My meisiekind het die dag toe, ek val laat weet dat ek my hare die eerste keer, my hare begin losgaan en dat ek dit bosse uitval. Het sy en haar twee dogtertjies, Sally en Lila, by my opgedaag die middag, elkeen met 'n hoed op die kop, hare weggesteek, dat ons nie die hare kan sien nie. Die dag toe my man my hare moes afskeer, ek dink dit moes vir hom baie traumaties gewees het, maar hy was bereid om my hare vir my af te skeer. En weer eens was Liesel en Sally en Lila daar, elkeen met 'n kopdoek op die kop hierdie keer. En my meisiekind het my eerste kopdoek vir my gevou. En een oggend toe ek vir die 5de keer probeer om 'n kopdoek te vou en dit nie reg kry nie en in trane uitbars, het my man na my toe gekom en uit my toe gevou in sy arms en ons het in mekaar se arms gestaan en huil. En toe ons klaar gehuil het, toe sê hy vir my, ons gaan vir jou 'n pruik koop. En hy het vir my die mooiste pruik gekoop. En niemand het eers kon weet of gesien of besef dat dit nie my eie hare is en dit het so mooi gelyk. Maar toe ek my hare die 3de keer verloor het, was my pruik nou al 'n bietjie te groot vir my en het hy nie meer gewerk nie. En ek het besluit, nou gaan ek net kopdoeke dra. En ek was mal oor my kopdoeke. En so het die Here, deur al die hartseer en die moeilike tye, het hy vir ons soveel vreugde gebring. En ek kan net regtig waar met 'n oop gemoed vir julle sê, die Here is groot, die Here is genadig, en die Here is almagtig en hy los ons nooit. Ek wil net graag vir julle 'n paar verse uit Psalm 145 lees, wat vir my ons so baie beteken het. Vers 1 sê, ek wil U lof verkondig, my God en Koning, ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof, ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. Vers 5, ek wil getuig van U magtige dade, sodat die mense oor U wonderdade sal praat. Ek wil van U grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle U groot goedheid verkondig en oor U reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het.